Kyk, daar's mense wat nou glo daar's 'n terugkeer na Christen nasionalisme en dis hoekom die kerke so groei met jong mans wat meer 'n regse siening het. Dit is hoekom die gereformeerde kerk weer hulle sienings hersien het. Hulle het weer teruggegaan na hulle besluite omdat daai goed nie meer in die huis is nie. Dit is hoekom die wêreld so teen 'n vinnige pas agteruit gaan. Ons moet weer daai waardes terugbring. Tradisie en is eintlik net waar ek in beheer kan wees. Weet jy, kom ek sê, enige skering is sleg. Maar as mense wat dieselfde glo oor die woord van God by mekaar kom, dan is dit weer in daardie sin goed. Min mense besef dat dis die jong mense wat hierdie saak sterk daarvoor werk om getrou te bly aan die skrif. Die synode het nie daai besluit geneem, ons jaag julle weg nie. Die kerke het saamgekom in 'n vergadering en geoordeel, ons moet terwille van goeie orde, hierdie kerke moet ons vermaan en sê, kry julle sake in orde, want dit kan nie so aangaan nie. As hulle dan sou besluit om eerder as om met die akkoord te gaan met die afspraak om 'n eie koers in te slaan, sal dit bitter jammer wees, maar ons kan nie hulle belet nie. Dink jy 'n skering of 'n breuk is onverwendbaar? Ek dink die skering is klaar. Dus de facto klaar. Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende. Ek is Ferdi Mulder en ek wil jou uitnooi om aan te sluit hier by ons, te stuur vir vriende, familie, vir Christene wat moedeloos is, wat verward is, wat toegerus kan word, wat opgeroep kan word om getrou te wees aan die Here Jesus Christus. Vriende, voordat ek begin met vandag se program, wil ek jou net weer uitnooi. Ons skryf boeke, ons skryf nuwe biografieë uit ons kerkgeskiedenis om hoop te gee vir Suid-Afrika. As jy nog nie een van ons boeke gekry het nie, maak kontak, gaan na ons webtuiste toe. Ons probeer 'n nuwe bydrae maak om hoop te gee vir Christene. Dan nog 'n boek. Rosaria Butterfield, 'n bekende lesbien professor in Amerika, sy het tot bekering gekom en hierdie boek van haar, 5 Lies, is so pas in Afrikaans vertaal deur goeie vriende van my, Tommy van der Walt, hulle hier in Suid-Afrika, en ons het 'n klompie aangekoop. Kontak my as jy jou Afrikaanse kopie van hierdie boek wil hê. Gedink dit gaan relevant vir vandag se gesprekke ook wees. Kontak ons gerus as jy een van daardie boeke soek. Vriende, die afgelope weke gons dit weer in die Afrikaanse kerke. Daar het op Kyknet 'n dokumentêr verskyn met die titel In Gesprek onthul, so skeur die Susterskerke, en dit was deur Lorenza Eckhart. Nou, ek is gevra om bietjie repliek te lewer. Daar's Christene wat verward is, wat 'n ander perspektief soek, en in hierdie dokumentêr gaan dit oor die gereformeerde kerke en vroue, ouderlinge en diakens en die NG Kerk en homoseksualiteit en die Bellaar belydenis, Ellen Boesak en Niels Jackson en ander ouens oor kerkskeuring en die politiek. So wat ek gedink het om te doen is om hierdie program in 4 dele op te deel. Vandag gaan ek deel 1 doen. Ons gaan 4 programme doen en dit gaan vir my 'n voorreg wees om so 'n bietjie ander perspektiewe met jou te deel wat hopelik vir jou moed en ook helderheid gaan gee. So die 4 programme gaan wees, nommer 1, ons gaan kyk na die GKSA en Christus se rolle in die kerk en die erediens, nommer 1 vandag. Tweedens gaan ons kyk na Niels Jackson, die bekende kerksake joernalis, en sy kontroversiële rol in die NG Kerk. Ons gaan 'n bietjie kyk na sy standpunt binne in hierdie dokumentêr. Derdens sal ons kyk na Dr. Ellen Boesak en die berugte en beroemde Bellaar belydenis en hoe dit ook nou in die NG Kerk 'n baie belangrike rol speel. En dan laaste sal ons kyk na 'n nuwe geslag jong NG en Nederduits Hervormde Kerk predikante, waaronder professor Tanya van Wyk, Iwer Swarts gaan ons na kyk. 'n Nuwe generasie wat besluit het om in hierdie hoofstroom kerke te bly. Ons gaan 'n bietjie kyk na wat daar aangaan. So dis die 4 programme wat ek graag wil maak, en vandag skop ons dan af met die eerste program, en dit gaan oor deel 1 van hierdie dokumentêr, die GKSA en Christus se rolle
vir die kerk. En vandag gaan ons kyk na 4 sake. Nommer 1, wat is Kyknet se agenda? Is daar 'n lens, is daar 'n ideologie wat deel is van hierdie program, of is hulle so gebalanseerd en objektief as moontlik? Dis die eerste saak waarna ons vandag kyk. Tweedens kyk ons na professor Fika Janse van Rensburg, wat spesifiek die saak van vroue predikante en ouderlinge gaan verbind met die psalm en gesange stryd wat teruggaan na die ontstaan van die GKSA in 1859. Derdens gaan ons kyk na Dominee Iver Swartz wat praat van hier is nou gereformeerde regse jong mans, en dis nou volgens hom die rede vir die terugkeer na die Bybelse rolle wat nou in die GKSA by die algemene synode goedgekeur was. Ons gaan bietjie daarna kyk, en dan gaan ons laaste kyk na professor Henk Stoker en Dominee Cassie Oukamp. Dominee Oukamp is vir vroue predikante en kerkeenheid om hierdie saak, en professor Henk Stoker is een van die kerkleiers wat staan by die rolle van ouderling en predikant, dat die Here daai rol vir die man gegee het, en hy sê dat daar moet eenheid in die waarheid wees. Vriende, dis die 4 sake wat ek graag vandag met ons wil bespreek. Nou goed, kom ons begin met nommer 1, wat is die agenda van Kyknet? En die vraag wat jy vir jouself moet vra is, dink jy Kyknet se agenda is om getrou te bly aan Christus en die onfeilbare woord van God, of het hulle 'n ander agenda? As jy nou terugdink ook aan ander programme op Kyknet, dink aan Kabous Meyring by Prontheid. Sy sê byvoorbeeld in 'n Litnet onderhoud, sy is liberaal denkend. Dink aan ander programme oor die afgelope klomp jare, Rian van Heerden. Nou voordat ek vir julle 'n voorbeeld gaan gee uit die dokumentêr wat ek dink wat hulle agenda verklap, wil ek tog vir jou net herinner, wat is die agtergrond van Kyknet? Ek dink is belangrik om te onthou dat Kyknet is 'n filiaal van Mnet. En Mnet is 'n filiaal van MultiChoice. En onlangs is MultiChoice oorgekoop deur 'n Franse maatskappy met die naam Canal Plus. En ek het gaan kyk op Canal Plus se webtuiste en hulle programme, en hulle is doelbewus deel van die LGBTQ+ agenda. As jy gaan kyk na hulle basisdokumente, is al hulle goeders LGBTQ+ inklusief. Hulle het selfs 'n kanaal vir Pride in Frankryk. En nou is die vraag wat jy vir jouself moet vra, dink jy dat dit speel 'n rol in die programme, of is daar totale journalistieke vryheid? Nou ek wil vir jou 'n voorbeeld gee uit hierdie dokumentêr waaruit jy moet besluit of jy dink hier is 'n agenda. In hierdie dokumentêr is daar 2 vroue. Die een vrou is aan die einde van die program professor Tanya van Wyk wat oor die hervormde kerk gaan praat. Maar in die begin van die program, wanneer hulle praat oor vroue, ouderlinge en predikante, is daar een vrou se verhaal, se narratief wat gedeel word. Haar perspektief staan baie prominent binne in hierdie dokumentêr. Kom ons luister na 'n stukkie van wat sy sê. Het jy destyds geroep gevoel om 'n predikant te wees? Ek het destyds geroep gevoel vir 2 goed. Een is, ek was nuuskierig oor waarom glo die kerk wat ons glo. En die ander een is, ek wou God beter leer ken. Dit was my 2 motiverings. Ek hoop daar sal tempering kom van mense se standpunte. Dat die gereformeerde kerk uiteindelik 'n voorbeeld kan wees van hoe 'n mens kan verander, sodat ons almal kan moed kry om ook geestelik te kan verander. Goed, so sy praat van tempering, sy praat van hoopbring dat daar verandering moet kom, en daai narratief loop deur die getuienisse wat sy dan nou op ander plekke ook in hierdie program gee. My vraag vir jou en vir my is, wat van die ander vroue wat vra vir 'n tempering, vir hoopbring wat die Here verander het? Wat van daai stemme? En daar is 'n kosbare getuienis wat ek met jou wil deel. My vriend van Namibië, Dominee, is nou Dr. Deboa de Tooy. Hy het 'n onderhoud gedoen met sy eie suster, wat 'n dominee was in die NG Kerk in Suid-Afrika. Sy het na omtrent 5 jaar
wat sy geworstel het die Here haar kop geswaai, dat sy nie meer 'n predikant is wat preek in die eredienste nie. En ook met haar skoonsussie, Lizaan Dippenaar. Lizaan het teologie gestudeer, hulle albei het studeer by Bloemfontein, en Lizaan Dippenaar vertel hoe sy by Bloemfontein teologie studeer het, en hoe die Here haar kop geswaai het, dat sy by die punt gekom het om te besef, dat die Here het nie vir haar die rol gegee om 'n predikant te wees nie. Sy gaan praat oor hoe sy agtergekom het, as jy die skepingsorde laat gaan, dan kom homoseksualiteit in, en hoe hulle dit in die klasse moes geleer het, en dan gaan sy ook later praat van, as jy hierdie nuwe president skep, hoe die maagdelike geboorte, die bestaan van die duiwel, die opstanding van die Here Jesus, dan ook in die gedrang kan kom. Kom ons luister, net as 'n alternatief, om balans te bring, na ander vroue se stemme, wat hoop bring, vir Christene wat ook getrou aan die woord van die Here Jesus wil wees. Kom ons luister net na 'n uittrekseltjie van hulle getuienis. Ek het dit letterlik, ek het hierdie hele selfde geslagverhoudinge debat opgeweeg teen die vrou in die ampt ding, en dis hoekom, daar's ook mos 'n ander sê ding wat die rond te doen, wat sê, die oomblik as 'n kerk hulle deure oopmaak vir vrou in die ampt, dan sit nie baie lank daarna nie, dan word homoseksualiteit ook geregverdig van dieselfde hermeneutiek wat jy gebruik om die een te regverdig. Dis presies dieselfde wat jy gebruik hou het. Ek bedoel, ek gaan nou glad nie name of enige dinge noem nie, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het in my finale jaar, het ek in 'n klas gesit, waar hulle homoseksualiteit uit die boek van Rut probeer regverdig het. Ek sê, waar kom hierdie goed vandaan? So, as die teks sê, 'n vrou moet in die erediens stil wees, ek laat haar nie daartoe om onderrig te gee of om oor die man gesag uit te oefen nie, dan kan jy nie sê die presiese teenoorgestelde van die ding, dit is reg in die aangesig van die Here nie, want dit is nie wat die teks sê nie, en ek dink, dis nou al ou nuus, maar daai ding van die duiwel is nie 'n regte persoon nie, dit is net 'n idee, die maagdelike geboorte wat in twyfel getrek word, die fisiese opstanding, en dan natuurlik die baie bekende sinnetjie dat die woord is nie, die Bybel is nie die woord van God nie, die Bybel is woorde oor God. Vriende, is dit nie kosbaar nie, dat daar vroue is wat aanvanklik geroep word om predikant te word, en dat die Here deur sy woord hulle dan verander? Kan ek jou uitnooi om hierdie volledige onderhoud te gaan kyk van Dr. Deboa de Tooy met sy suster en met Lizaan Dippenaar, en deel dit ook asseblief met van jou vriende wat jy weet, daardeur bemoedig en uitgedaag kan word. Vriende, dis die eerste saak. Die tweede saak wat ek met ons wil deel, gaan oor professor Fika Janse van Rensburg, wat tydens hierdie onderhoud baie spesifiek geargumenteer het, dat die saak van vroue, ouderlinge en predikante wat nou belangrik is in die GKSA, eintlik dieselfde soort saak is, wat teruggaan na die psalm en gesange stryd, wat teruggaan na die oorsprong van die GKSA in 1859. En wat hy gaan argumenteer hier is dat die GKSA het nie regtig ontstaan as gevolg van die gesag van die skrif en 'n belydenissaak nie. Dit het eintlik ontstaan as gevolg van 'n sekondêre saak oor die psalms en die gesange, en dat daar synodokrasie was van die Kaapse Kerk en die Hervormde Kerk, wat dit nou aangedring het dat alle gemeentes moet die gesange sing, en hierdie gemeentes wat dit nou nie wou sing nie, dit was 'n sekondêre saak, en hierdie synodes het nou met mag oor 'n sekondêre saak gesag uitgeoefen, en dit is eintlik maar die rede waarom die GKSA ontstaan het, en dan gaan hy dit later verbind met vroue, ouderlinge predikante saak wat nou in die kerk aan die gang is. Kom ons luister gou-gou wat hy sê oor hierdie saak van die GKSA en die gesange stryd, en dan gaan ek eers daarop vir ons so 'n bietjie repliek ook lewer. Kom ons luister. Die tragiese is dat ons eintlik 'n herhaling kry van dit wat veroorsaak het dat die gereformeerde kerke ontstaan het in 1859. En die oorsaak destyds was gewoon synodedwang. 'n Klompie gemeentes was nie bereid om die nuwe evangeliese gesange van destyds te sing nie. Hulle het nie gevra die hele kerk moet die gesange verwerp nie. Hulle het net gesê, gee ons die geleentheid om by ons gemeentes dit nie te sing. En die synode het net gesê, dis die reël, as julle nie hierby inval nie, is julle uit.
toegebeurde. Goed, so julle verstaan wat hy hier probeer argumenteer. Hy sê dit het gegaan oor die Kaapse kerk en die hervormde kerk in Transvaal, wat soos 'n synodokrasie, die synode het oor gesange besluit, dat almal moet inval, en dit is mos nou oor liturgie, dis 'n sekondêre saak, dit gaan nie oor skrif en oor belydenis sake nie, en met mag het hierdie synode nou van bo af besluit, almal moet dit sing, en as jy dit nie sing nie, is jy nou uit. En die gemeentes wat toe nou 'n gewetenswroging gehad het, het gesê, ons kan nie inval by julle, dis nou synode dwang, oor 'n sekondêre saak, oor liedere sing. So dis die persepsie wat jy kry, nou gaan hy dit later ook verbind nou met vroue, ouderlinge en predikante nou. Maar nou is dit belangrik die vraag, is die oorsprong van die GKSA die psalms? Daar's 'n persepsie wat ver in die kerk trek, dat dit is die oorsaak vir die ontstaan van die GKSA. Mag ek met respek kerkhistories verskil met Prof Fika en argumenteer dat dit inderdaad oor die belydenis en die gesag van die woord van God ook gegaan het, wat onderliggend die groot saak was, wat hier eintlik aan die orde was. En om dit te verduidelik, wil ek jou net gou-gou terugvat na die oorsprong van die afskeiding in Nederland. En een van die predikante, die eerste ene, wat Kaap toe gekom het van die afskeiding. Dis die agtergrond, en dan gaan ek nou vir julle verduidelik hoekom ek dink dat dit nie die geval is dat dit net oor die gesange en psalms gegaan het nie. Professor Dirk Posma, hy was 'n student in Nederland. Nadat Napoleon mos ingeval het binne in Nederland, basies al die universiteite toegemaak het, oorgeneem het, liberale teologie het ingekom, en toe het Hendrik de Kok en ander predikante die ware evangelie verkondig, hulle is vervolg en uit die kerk gegooi. Daar was 70 gemeentes en net 7 predikante. En hy was een van die predikante wat toe in pastorie teologiese opleiding gekry het, as gevolg van die vervolging van die staat. En wat gebeur is, hy kom Suid-Afrika toe en kom agter dat die Kaapse kerk nie al die belydenis skrifte onderteken vir predikante nie. Dis ook die tyd met die opkoms van die liberale teologie in die NG Kerk. Ons gaan nou 'n stukkie daarvan lees. Onthou julle die stryd met Andrew Murray, met Kotse Burgers en Leibrand. En wat gebeur is, sedert 1837 hoef NG predikante in die Kaap nie die Dordtse leerreëls onderteken het nie. En daar was predikante wat van die kernwaarhede begin ontken het. Kan ek vir jou 'n paar interessante goeters lees uit hierdie boek oor Professor Dirk Posma. Die nuwe kerkorde, Ordonnansie 7 van 1843, was die Dordtse leerreëls weggelaat en vir dekades het predikante dit nie onderteken nie. Het jy geweet dat dit teruggaan na 1837, hier by die tyd van die groot trek, was daar die belydenisskrif nie onderteken nie. Het jy geweet dat Dominee Kotse kon nie die Dordtse leerreëls onderteken nie? Het julle geweet dat daar ander predikante was wat ook begin het om van hierdie waarhede te ontken, en dit is voor 1859. Het julle geweet dat die hervormde kerk in Afrika, een van hulle groot vaders, was natuurlik Dominee van der Hof. Dominee van der Hof het die algemene verdorwenheid van die mens en daarmee saam die uitverkiesing verwerp en 'n algemene versoening geleer. Vriende, hy het die verdorwenheid van die mens, die erfsonde ontken, en hy het 'n vorm van universalisme geleer. Kom ons kyk na die liberale stryd in die NG Kerk, en vriende, dit is in die tyd van die vestiging van die GKSA. Onthou julle hier in die boek van Andrew Murray, die moderne ongeloof. Hier skryf hy oor Dominee Burgers, wat by die Synode-kommissie gesê het dat hy kan nie die persoonlike bestaan van die duiwel aanvaar nie, en ook nie die ontsondigheid van die menslike natuur van Christus nie. Vriende, hy het die volmaaktheid van Christus in sy menslike natuur, het hy ontken. Onthou jy Dominee Kotse van Darling,
wat gesê het dat hy kan nie die Heidelbergse Katekismus se vraag 60 aanvaar nie. Hier sê hy om van die Christen te sê dat hy nog gedurig deur tot alle boosheid geneig is, behels taal wat nie eens in die mond van 'n heiden die waarheid bevat nie. Hy kon nie aanvaar dat ons verdorwe is, dat ons in sonde gebore en ontvang is nie. Vriende, dit was wat in die Kaapse kerk aan die gang was, in die jare, in die aanloop tot die vestiging van die GKSA. En onthou julle dat hierdie predikante het die kerk hof toegevat. Dis die agtergrond vir die besorgdhede onder GKSA gemeentes. Dit het nie net gegaan, glo ons, oor gesange en psalms nie. As jy gaan kyk na die groter prentjie, was dit die liberale stryd wat aan die kerk aan die gang is. Nou, kom ek vat dit vir jou saam uit 'n paragraaf uit hierdie werk oor Dirk Posma, wat spesifiek hierdie saak aanraak. Dit het nie net gegaan oor sekondêre sake, oor liturgie en psalms en gesange sing nie. Dit het inderdaad gegaan oor die hart van die evangelie, die woord van God en die belydenis. Kom ons lees dit saam, hier op bladsy 306. Wat die oorsaak tot die stigting en latere uitbreiding aanbetref, het Dominee Posma dit baie kernagtig in een enkele sin saamgevat. Te wete, die gereformeerde kerk het teenoor het hier diep gezonken liberalisme het ware gereformeerde standpunt hernomen. Posma het dit goed en raak gesien. Dit was inderdaad die kern van die jarelange stryd. Rede vir die afskeiding was dus nie alleen die gesange, maar verskil van beginsel. Dit was eenvoudig om gereformeerd te blyven, en daarom dat lidmate in die OVS in die Kaap-provinsie wat gemeenskap met die gereformeerde kerk gevra en gesoek het, dit ook gedoen het uit behoefte en oortuiging des harten. En om gereformeerd te wees, was vir Posma in die eerste en laaste instansie om God weer te kunnen dienen naar zijn woord. Gods woord as die finale gesagsbron, kenbron en toetssteen vir die kerk in al sy geledinge, leer, kerkregering, liturgie en lewe, moog nie teloor gehad nie. Inteendeel, Gods woord boven alles volgens artikel 7 onser belydenis, moet die heersende beginsel in die kerk van die Here wees en nie eigen goeddenke niet. Aan die tug van daardie woord moet die kerk van Christus hom in leer en lewe onderwerp. Vriende, jy moet besluit of jy dink dat die kerkstryd in die 1850s en 60 net gegaan het oor psalms en gesange, en of dit in die hart gegaan het oor getrouheid aan Christus en sy woord, en getrouheid aan die belydenis. Nou goed, vriende, wat dan gebeur is, dan vat Profika hierdie gesangestryd, wat hy as 'n sekondêre saak nou moes beskou het, en die synode het nou met mag van bo af dit nou afgeforceer, dan vat hy hierdie saak en hy verbind dit met die huidige stryd oor vroue, ouderlinge en predikante in die GKSA. En wat basies eintlik dan nou hier gesê word, as ek hom reg verstaan is, sekondêre saak in die 1850s, sekondêre saak nou, en die synode wil nou van bo af met mag af forceer en die gewetens bind op 'n sekondêre saak. En dit is wat hy nou gaan probeer argumenteer. Kom ons luister, wat sê hy dan oor die huidige saak in die GKSA. En nou is ons in 2026, die besluit wat geneem is, waar vroeër die standpunt was, dat albei die beskouings vir die vrou in die besondere dienste, of teen die vrou in die besondere dienste, dat albei die beskouings is gereformeerd, in die sin, dit erken die gesag van die skrif, dit werk met gereformeerde eksegetiese, hermeneutiese vertrekpunte en dies meer, het daar tussen 2009 en 2026 'n verwikkeling plaasgevind, wat toe die een standpunt etiketeer as ongereformeerd, skrifkrities, en daar's net een uitweg, of jy bekeer jou en word gehoorsaam aan Christus, of
jy is uit die kerk verban. Nou goed vriende, ons het reeds 'n lang program gemaak hier oor Profika wat praat van twee verskillende eksegetiese metodes, hermeneutiek, en albei is gereformeerd en een is nou gekies en die ander een is nou skrifkrities. Hy beskou dit ook as 'n sekondêre saak, dit raak nie die skrifgesag en die belydenis nie, en nou is daar een gekies van die twee. Ons het in detail dit reeds bespreek in die verlede. Wat ek nou net hier gou met jou wil deel is, kom ons luister eers na Prof. Jorie Jordaan, wat ook 'n gesoute Nuwe Testamentikus is, wat 'n ander perspektief as hy het oor hierdie saak. Kom ons luister gou wat het hy gesê. Volgens wat die skrif ons leer, dis nie die synode wat sê nie, dis ook nie manne wat uit hulle eie manlike agtergrond sê nie, maar die skrif sê, en ons sou het miskien anders wou gehad het, maar ons kan dit nie verander nie. Ek laat nie vroue toe om in die leer of regeerampt te dien nie. Dat daar nou gesê is, gemeentes moet hulle losmaak as hulle nie met die besluit saamstem of wil saamgaan nie. Dink jy dit gaan uitloop op 'n skeuring in die kerk? Die synode het nie daai besluit geneem, ons jaag julle weg nie. Die kerke het saamgekom in 'n vergadering en geoordeel, ons moet terwille van goeie orde hierdie kerke moet ons vermaan en sê, kry julle sake in orde, want dit kan nie so aangaan nie. As hulle dan sou besluit om eerder as om met die akkoord te gaan met die afspraak om 'n eie koers in te slaan, sal dit bitter jammer wees, maar ons kan nie hulle belet nie. Dink jy 'n skeuring of 'n breuk is onverwendbaar? Ek dink die skeuring is klaar. Dus de facto klaar. Dit is nie iets wat gaan kom nie. Hy het klaar plaasgevind. Nou goed, net 'n paar opmerkings. Nommer 1, Profika sê die kerk het klaar geskeur. So Profika argumenteer saam met die predikante wat vrou in die ampte wil goedkeur, in die besondere ampte, die kerk het geskeur teologies. En dit is inderdaad waar. Daar is 'n radikale teologiese breuk wat onverzoenbaar is met mekaar. Dis die eerste opmerking. Tweede opmerking, het julle gehoor wat Prof. Jorie sê? Dis nie die synode wat besluit het nie. Dit was nie 'n synodokrasie nie. Die woord van die Here, dit gaan oor skrifgesag en skrifgebruik. En dit is nie 'n sekondêre saak nie. Vroeger jare was daar geargumenteer deur mense, dis 'n sekondêre saak. Hoe weet ons nou dit is nie 'n sekondêre saak nie? Vriende, ons het programme hieroor gemaak. Gaan kyk nou, ons het nou historiese helderheid gekry. Ons het historiese werklikhede wat ons kan gaan meet. Vat byvoorbeeld die NG Kerk vanaf 1990. Onthou 2 verslae ook voor die algemene synode van die NG Kerk gedien. Albei het gesê ons is gereformeerd, hermeneuties. Die minderheidsverslag wat verloor het, was die verslag wat gewaarsku het dat ons gaan 'n nuwe hermeneutiek inbring, dat ons uiteindelik ook homoseksuele verhoudings in die kerk gaan goedkeur. En dit is presies wat gebeur het in die kerk. Al sou die groep gesê dit is nie waar nie. Dit het nou in die historiese werklikheid gebeur. Dit is die voorbeeld van die NG Kerk. Nou, ek wil net om bietjie dieper te gaan oor Profika se standpunt, wil ek tog vandag 'n bietjie meer detail kyk na die Bybel in praktyk, waar hy die redakteur was vir die Nuwe Testament deel. En hierdie stuk oor 1 Timoteus 2, waar dit gaan oor die rolle in die erediens, waar Paulus sê dat hy laat nie 'n vrou toe om gesag uit te oefen in die erediens, in die lering nie. Ek wil tog vir jou dit lees, dat jy kan self sien wat is die standpunt van die groep wat vroue, ouderlinge en predikante in die kerk wil goedkeur. En dit gaan spesifiek gaan oor Genesis. Hoe word Genesis, die skepingsorde, deur hulle hanteer? Kom ek lees vir jou hier 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 13 en 14. Kom ek lees vir jou die teks en dan gaan ek vir jou die voetnotas gee waar Profika dit dan verduidelik. Hier staan, Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Nou wat sê Profika as verduideliking hiervan? Kom ek lees dit vir jou. Hy sê, Paulus gee nie hier ewig geldende beginsels nie, maar dat hy 'n orde-reëling vir 'n konkrete situasie in die eerste eeuse gemeente van die Efesiërs wil motiveer. So hy argumenteer dat die skepingsorde hier is 'n kulturele verskynsel wat nie meer vandag geld nie. En dan gaan hy verder en hy stel dit so.
Iemand wat op grond van die Bybel 'n beperkende rol vir die vrou in die kerk wil regverdig, sal gevolglik elders grond daarvoor moet vind. Hierdie skrifdeel, dis nou die skepingsorde van Genesis 1, 2 en 3, kan nie met reg daarvoor gebruik word nie. Vriende, wat is die implikasie hiervan? Die skepingsorde is weg. Paulus anker sy argument hier vir die orde in die erediens aan die skepping. Adam en Eva, Genesis 1, 2 en 3. En hier word geargumenteer, die skepingsorde kan nie hier geld nie. Vriende, en jy moet besluit of jy dink ons dit kan doen. En wat is die implikasie daarvan vir die kerk? Vriende, dit bring ons derdens by die bydrae van dominee Iver Swarts, en hy gaan praat hier van regse jong mans. Kom ons luister gou wat het hy gesê. Kyk, daar's mense wat nou glo daar's 'n terugkeer na Christen nasionalisme, en dis hoekom die kerke so groei met jong mans wat meer 'n regse siening het. Dit is hoekom die gereformeerde kerk weer hulle sienings hersien het. Hulle het weer teruggegaan na hulle besluite, omdat daai goed nie meer in die huis is nie. Dit is hoekom die wêreld so teen 'n vinnige pas agteruit gaan. Ons moet weer daai waardes terugbring. Tradisie. En is eintlik net waar ek in beheer kan wees. Vriende, so dominee Swarts se standpunt is dat dit eintlik maar net in die GKSA gaan oor manlike mag, en hier is nou 'n nuwe groep regse jong mans, en dit is hoekom hulle nie wil hê vrouens moet ouderlinge en predikante in die kerk word nie. Nou voordat ek daarop gaan reageer, wil ek tog maar net 'n paar goedjies sê oor die gemeente Oosterlig waar dominee Swarts is. Ek het in die laerskool en hoërskool was ek 'n lidmaat by daardie gemeente in Pretoria vir 'n klomp jare. En wat vir my merkwaardig is dat later jare het hierdie gemeente basies maar 'n inklusiewe gemeente geword waar daar dialoog is met LGBTQ+ aktiviste, teoloë. Ek praat nou nie hier van 'n Handelinge 17 situasie waar Paulus op die Areopagus sal praat met die skeptici en die filosowe nie. Dis 'n ander gesprek. Ek praat van kerkleiers en predikante wat openlik georden is en wat die LGBTQ+ beweging ondersteun. Dominee Swarts byvoorbeeld was saam op 'n toer met Dr. Andrei Bartlett. En hier kan julle sien het hulle saam nagmaal gevier. En ek wil vir jou tog 'n stuk net lees van Dr. Andrei Bartlett, waar hy in hierdie boek geskryf het oor om uit die kas te kom. En dan skryf hy oor die formulier vir die huwelik, hoe dat dit verander is in die NG Kerk. Hy sê byvoorbeeld hier, op bladsy 77 sê hy, 'n totaal ander formulier tree na vore in die nuwe alternatiewe formulier in die handleiding vir die erediens van 2010. Die begronding van die huwelik word soos volg beskrywe. Nou ek haal nou vir jou aan. Die huwelik gee uitdrukking aan die besorgdheid van God toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Genesis 2 vers 18. So het hy dan mense, en nou in hakkies bygevoeg deur Dr. Bartlett, let wel, nie man en vrou nie, vir mekaar gemaak, om mekaar aan te vul en by te staan. Nou, ek het daardie handleiding het ek toe gekoop, die nuwe ene, en hier staan dit inderdaad, as jy dit oopmaak, daar's 2 liturgie, die een het man en vrou, en die een is man en vrou uitgehaal. So het hy mense vir mekaar gemaak. So vriende, die vraag wat jy vir jouself moet afvra, is dit nou regse jong mans, wat die huwelik tussen man en vrou wil beskerm? En moet ons ook nou verander? Moet ons ook nou man en vrou gaan uithaal, sodat ons nie mag uitoefen nie? Die vraag is, vriende, as ons kyk na die woord, na die Here Jesus, as Jesus die huwelik tussen man en vrou bevestig in Matteus 19, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en een word met sy vrou. Vriende, met respek, is dit regse manskategorieë. As die Here Jesus 12 mans
apostels kies? Hoekom het hy 12 mans gekies? Hoekom het hy nie 'n vrou as deel van die 12 gekies nie? Vriende, as ons dink aan Judas nadat hy sterwe, dan onder leiding van die Gees, dan moet hulle 'n nuwe apostel aanstel en dan word daar spesifiek 'n man gekies. In die teenwoordigheid van 'n klomp vroue en Jesus se ma wat daar was hulle regse mans gewees? Vriende, met respek. Vriende, as Paulus vir ons skrywe, mans, hoe hulle vrouens moet lief hê. Mans, julle moet julle lewens aflê vir julle vrouens. Julle moet hulle beskerm. Julle moet in eerbied en liefde met hulle saamleef. Mans, julle moet julle vrouens agape lief hê. Vriende, hierdie rolle wat God ingestel het, moet ons dit net sê, dit is regse manskategorieë. Vriende, as die Here Jesus kom by die vrou en hy steek die grense oor, die vrou by die put, sê hy vir haar, gaan maar aan in jou sonde. Die vrou wat in oorspel gevang is, vriende, sê die Here Jesus vir haar, gaan nou maar aan in jou sonde, of sê hy vir haar, gaan en sondig nie meer nie. Vriende, moet ons die rolle wat God gegee het vir die man en vrou, moet ons dit nou maar laat gaan. Vriende, kan ek vir jou lees uit die ou liturgie, die handleiding by die skrif, waar daar gepraat was oor die rolle en die huwelik vir man en vrou. Kan ek vir jou lees wat staan hier, die formulier vir die bevestiging van die huwelik? Ek lees vir jou 'n stukkie, hier op bladsy 87. U as man moet u vrou lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het. Soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor oorgegee het, is u hoof van u vrou en u moet haar in liefde dien, lei en beskerm. U as vrou moet weet dat God u aan u man verbind het, soos die gemeente aan Christus verbonde is, soos die gemeente die Here lief het en gehoorsaam volg, so moet u man lief hê en volg in alles wat reg en billik is. Tesame moet u gesin goed versorg en volgens die eise van die verbond opvoed, sodat u as gesin die kerk en die samelewing tot eer van God kan dien. Vriende, hoe kan ons eer aan God bring? Is dit nie deur getrou te bly aan die kosbare blou druk wat die Here Jesus self vir ons gegee het en in die woord geleer word nie? Vriende, ek wil afsluit vandag met kerkeenheid. En in die dokumentêr was daar 'n redelike groot deel oor Dominee Cassie Oukamp. Hy was ook voor jare in die politiek betrokke gewees. En hy het 'n standpunt dat hy wil kerkeenheid te alle koste bewaar en dat hierdie saak moet nie die kerk verdeel nie. En dan gebruik hy ook Johannes 17 waar die Here praat van die kerk moet een wees. Maar hy is aan die kant wat die vroue, ouderlinge en predikante wil akkommodeer in die kerk. En aan die ander kant was daar professor Henk Stoker, wat glo dat die Here ons gelykwaardig gemaak het, man en vrou, maar verskillende rolle gegee het. Die man kan nie 'n babietjie sê nie. Die Here het die man geroep om die geestelike leier in die kerk in die erediens te wees. En hoor wat sê hy oor eenheid in waarheid. En dan sluit ek vir ons af aan die einde om vir ons 'n stukkie te lees uit Johannes 17. Kom ons luister. Dink jy daar gaan 'n herrangskikking plaasvind van gemeentelede of dele van die NG Kerk wat miskien voel die besluit wat julle gemaak het skep nou vir hulle soort tuiste, dat julle miskien nou kan vind by die Koinonia Synode, daai groepering, en dink jy noodwendig dit is dalk 'n goeie ding? Weet jy, kom ek sê, enige skering is sleg, maar as mense wat dieselfde glo oor die woord van God by mekaar kom, dan is dit weer in daardie sin goed. Ek dink mense stem met hulle voete. Min mense besef dat dis die jong mense wat hierdie saak dryf om, nie dryf nie, maar sterk daarvoor werk om getrou te bly aan die skrif. Vriende, professor Stoker praat van 'n nuwe generasie jong mense wat getrou wil wees aan die woord van die Here Jesus Christus. Ja, eenheid, maar eenheid in die waarheid van die woord. Kan ek vandag afsluit vir jou en lees uit Johannes 17, waar die Here praat oor die eenheid, maar ook gaan praat oor die waarheid. Kom ons lees dit saam. Johannes 17 sê die Here Jesus vers 21, ek bid
dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die eenheid, en waarop is hierdie eenheid gebou, vriende? Hoor wat sê die Here Jesus in vers 17. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en ter wille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees.